Okay, so ons is besig met inverse funksies. Nou ons gaan drie doen. Jy gaan 'n eksponent en log grafiek doen. Jy gaan 'n reguit lyn doen en 'n parabool. So jy kan dit sien nou Johan. Ja, meneer. Okay, kyk gou na hierdie grafiek, hierdie een wat ek nou pink maak. Dis 'n gewone eksponensiële grafiek. Nou, 'n eksponensiële grafiek wat stygend is, met ander woorde as jy van links na regs kyk en hy gaan op, dan het hy 'n positiewe waarde. Hy lyk byvoorbeeld so: y is gelyk aan 2 tot die mag x. So daai 2 is 'n positiewe heelgetal. Hy gaan nooit 'n negatiewe getal wees nie. Maar kom ons sê daai waarde a is groter as 1. Dis mos y is gelyk aan a tot die mag x. So daai a waarde is groter as 1. Dan lyk my grafiek so. Daar's hy. Dan het hy 'n inverse. Nou sy inverse is net 'n refleksie oor hierdie lyn. Net kyk gou na hierdie lyn. Hierdie lyn is y is gelyk aan x. So as daai grafiek oor daai lyn reflekteer, dan word hy 'n logaritmiese grafiek. Dan lyk sy vergelyking so: y is gelyk aan log ax en daai a waarde daar en daai a waarde daar is dieselfde. So as dit 2 tot die mag x is, dan is hierdie grafiek net log 2x. Sien jy dit? Die y en die x-waardes gaan net omruil. Ek gaan nou meer daaroor sê. Maar dan kry jy ook 'n eksponensiële grafiek wat dalend is, so hy gaan afwaarts van links na regs. En dit gebeur wanneer a 'n breek is, kleiner as 1 of groter as min 1. So daai vergelyking lyk so: y is gelyk aan sê nou maar 'n derde tot die mag x. En dan is sy inverse grafiek ook 'n logaritmiese grafiek en hy lyk so: y is gelyk aan log dan 'n derde x. Daai twee a-waardes is presies dieselfde. So, ek wil net hê jy moet dit op 'n manier afskryf want jy gaan net met hierdie twee grafieke werk. So maak net notas van dit. Teken 'n as 'n stelsel met albei grafiekies op en dan maak jy y is gelyk aan 2 tot die mag x en dan y is gelyk aan log 2x en dan skryf jy net neer en jy kan visueel sien wanneer is watter een is die eksponensiële grafiek en watter een is die logaritmiese grafiek. En dan steek jy hand op as jy klaar is. Jy mag dit natuurlik screenshot ook as jy wil en dit later doen. En dan steek jy net die hand op as jy klaar is. Soms dit net afskryf nou. Of screenshot. So ek kan net Okay. uh ek kan dit net copy en vir jou stuur. En dan kan jy dit later met jou notas afvan maak. Okay. Het jy dit ook, Johan? Ja, meneer. Okay, ek stuur sommer vir jou. Okay, so dat ons net weet wat dit lyk. Met ander woorde, as ek nou hierdie voorbeeld gee. Kyk daai persgrafiek. Dan moet jy erken dadelik. Okay, ek verstaan. Dis 'n eksponensiële grafiek. Dis hoe 'n eksponensiële grafiek lyk. Okay? En dan wil ek hê jy moet gou afteken en vir my a bepaal. Daai vergelyking gaan so lyk: f van x is gelyk aan a tot die mag x en ek wil net hê jy moet dit afskryf, afteken en a vir my bepaal. Albei gou op jou eie en dan steek jy hand op. Nou, Janko, jy het nou al hierna gekyk by die skool, né? Ja, En Johan, jy nog nie. Johan, Ja, waarskynlik nou. het jy al gekyk hierna? Of het jy dit al behandel by die Okay, meneer. in jou handboek? Okay. Nee, is fair enough. So jy gaan net gou daai grafiek afteken en dan gaan jy die vergelyking oorskryf as y is gelyk aan a tot die mag x en dan werk jy gou vir my a uit. Ek het vir jou koördinaat daar 2 en 9. As jy help as jy vashak.
Right, sê vir my as jy klaar die skets afgeteken het en A gekry het. Jy gaan net 'n punt, die punt instel en kry jy A. Dis so maklik soos dit. Okay, Johan. Kyk gou wat ek doen, almal. Jy stel die punt 2 en 9 in. So die y-waarde is 9 en die x-waarde is 2. En dan kan jy 'n vierkantswortel vat van 9 albei kante, dan kry jy A is 3. Nou, dit kon jy lekker kry, né? Ja. Okay, A is nie plus of minus 3, nie is net 3. Negatiewe 3 beteken die grafiek gaan flip oor die x-as, maar hy doen nie. En dan kyk gou baie mooi, belangrik hierso. Ek weet jy ons het klaar die antwoord, maar jy moet dit eers so skryf. Jy moet skryf die inverse grafiek en dan ruil jy die x en die y-waardes om. Nou kyk gou mooi. Hierdie persgrafiek lyk nou so. Y is gelyk aan 3 tot die mag x. Sy inverse beteken die y-waarde is die x-waarde. Kyk gou hierso mooi. Die y-waarde is die x-waarde en die x-waarde is die y-waarde. So nou ruil ek dit om en sê x is gelyk aan 3 tot die mag y. En dan mag jy eers log skryf. So dit lyk eintlik so. Log x is y log 3 en dan deel ek daai log weg. Dan is y gelyk aan log basis 3x. Nou omdat hierdie som 2 punte in die eksamen tel, mag jy nie net daai antwoord geskryf het nie. Ons het geweet is daai antwoord. Maar kyk gou so, die eksponentgrafiek lyk so. A tot die mag x en die log grafiek is log ax. So sodra ek daai A waarde daar het, dan het ek daai A waarde daar. So jy as jy die een grafiek het, het jy die ander grafiek. Maar jy moet 'n stappie wys. Jy moet daai stap wys en jy moet daai stap wys. Die tussenin stap kan jy skiep, maar jy moet hierdie twee stappe wys. En dan by die volgende vraag is vra hulle teken hom. Wel, jy het hom gevisualiseer hierso, daar's hy. Daar's die stygende een en daar's die log wat styg. En dan teken jy hom net. Nou kyk gou baie mooi. Daar's hy. Jy teken hom. En dan al wat gebeur is, kyk mooi, die x en die y waardes ruil om. Hier was die y afsnit 1, nou gaan die x afsnit 1 wees. Daar's die koördinate 2 en 9. Nou hierdie koördinaat gaan net wees 9 en 2. Sien julle al die x en die y waardes ruil net om. Kyk hoe maklik is dit. Ja, meneer. Dis van die maklikste werk vir die jaar. So, skryf gou daai af. Met die nodige stappe en dan steek jy jou hand op vir my daai klein handjie by jou reactions en dan gaan ons aan na die volgende werk of die volgende voorbeeld. Okay, het jy hom aan? Sorry Johan, ek kan jou nie sien op videocam nie, so ek weet nie of jy afskryf nie.
Ja, meneer. Is jy klaar? Kom. Ja, meneer. Right. Nou kyk baie mooi kyk. Jy kan nou die ene afteken, kyk net gou eers. Nou gee ons 'n nuwe pink grafiek daar vir jou. En hy sê sy vergelyking is y is gelyk aan log xa. So nou weet ons en ons kan dit sien want ons het daai goed geleer. Daai is 'n logaritmiese grafiek. Okay, en dan wil jy wat's a se waarde. Nou kyk gou mooi wat ek gaan doen. Ek gaan die vergelyking net geoorskryf, dan lyk dit so. Die f-grafiek se vergelyking is y is gelyk aan log ax. En dan stel ek 'n punt in. Daar's my koördinaat. Ek stel die 8 en minus 3 op 2 punt in. Dan is die y-waarde minus 3 op 2 en log a en die x-waarde is 8. Nou moet jy baie mooi kyk wat ek doen. Jy moet leer om logs na eksponente te convert en vice versa. So kyk gaan na hierdie 3 tot die mag 2 is 9, dis 'n sleutel. En dan mag jy skryf log 9 op 3 is 2. So daar convert ons tussen logs en eksponente. Jy kan nou dit afskryf. So om van 'n log na eksponent te gaan, vat ek hierdie grondgetal daar en ek verhef dit tot daai mag en dan kry ek daai antwoord. So ek gaan hierdie grondgetal vat wat a is, verhef dit tot die mag minus 3 op 2 en dan kry ek 8. Dan gaan ek net dit doen. A is gelyk aan en dan die wortel van minus 3 op 2, 8. Wat kry ons dan? Jy kan dit doen. Ek dink daai moet soos in 'n kwart wees. As ek vinnig in my kop doen. Vat net jou calculator, gaan na jou blank vierkantswortel toe. Dan kan jy 'n breek daar insit. 'n minus 3 op 2. En dan sit jy 8 in die wortel. En dan kry ek 'n kwart. Is 'n kwart. Tik gou daai in jou calculator in. Hoef jy nou alles af te skryf nie. Tik gaan net daar, kyk net of jy daai deel in jou calculator kan intik en 'n kwart kry. Sê net vir my as jy sukkel, dan kan ek jou gou wys. Kry dit reg, Janko? Ja. Johan? Ja, meneer. Jy het so 'n blank wortel op jou sakrekenaar en daar in daai blank kan jy enigiets sit. So daar kan jy 'n minus 3 op 2 insit en dan 'n 8 binne in die wortel. Okay. En dan wil ek weer die vergelyking van die inverse. Nou ek weet klaar die antwoord. Die antwoord is dit. Y is gelyk aan a tot die mag 'n kwart, want dis 'n eksponent die inverse. En hy gaan so lyk. Hy's 'n dalende grafiek. So hy's 'n eksponent grafiek wat so deurgaan. Ek weet klaar daar's hy, want ek het hom geleer. In die begin het ek vir jou gewys, die twee rooi is die twee eksponente en die twee blou is die twee logs. So dis daai dalende ene. Okay. Maar ek mag nie net daai antwoord skryf nie. Ek moet ook eers 'n sommetjie doen om dit te kry. So ek gaan sê die inverse is wanneer die x en die y waardes omruil. So hierdie grafiek was so. Y is gelyk aan log 'n kwart x. So nou gaan ek dit omruil en gaan sê x is log 'n kwart y. Ek ruil die x en die y waardes om en dan maak ek 'n eksponent van hom. Dan sê ek 'n kwart tot die mag x is y. Of daai base tot daai ene is daai ene. En dis wat daai ding jou wys. En dan sê ek net die vergelyking van die inverse. Inverse is tot die mag min 1. Y is gelyk aan 'n kwart tot die mag x. Okay. Nog nie skryf nie. Dan wil hulle weet vir watter x waardes sal die inverse kleiner of gelyk aan 8 wees. Nou wat ek gaan doen is ek gaan net daai punte omruil. Die y-waarde, die x-waarde daar gaan minus 3 op 2 wees en die y-waarde 8. So wanneer is die grafiek kleiner of gelyk aan min 8? Hierdie gedeelte hier wat ek nou vir jou pers gaan maak is wanneer die grafiek kleiner of gelyk aan 8 is. En wat is die x-waardes daar? Wanneer x-waardes groter of gelyk aan, met ander woorde vorentoe van minus 3 op 2 is. Kyk gou daarna en sê vir my as jy dit verstaan nie. Skryf dit gou af en dan gesels jy met my oor iets hierso wat jy nie lekker verstaan nie.
Weer eens steek jou handjie op as jy klaar is. Of sê vir my, ek verstaan nie nommer 3 nie, hoor. Kon jy dit reg kry, Janko? Nee. Ja. Right, nog een. Hy is net 'n bietjie snaaks. Hy is nie so snaaks nie, maar hy het net 'n beperking op hom. So daar sê hy vir jou, kyk na daai blou grafiek. Sy vergelyking is y is gelyk aan, kom skryf hom blou, as jy dit mekaar raakie. Y is gelyk aan log AX. Maar hy is net wanneer x waardes groter of gelyk aan 1 wees. So nou vra hulle, okay, bepaal die vergelyking van die inverse. Nou voor ons dit kan doen, moet ons eers hierdie vergelyking se A-waarde kry, want ons het nie A nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan net eers daai vergelyking vat en die 27 en 3 instel om net eers die blou grafiek te kry. Ek kan nie die inverse doen as ek die A het nie. So 3 is gelyk aan log A27 en dan leer ek jou net gou hoe skryf as dit oor. A tot die mag 3 is 27. 3 tot die mag 3 is 27. Dit wil sê A is 3. Okay, nou kan ons die inverse doen. So daai grafiek het eintlik so gelyk. Y is gelyk aan log 3x wanneer x groter of gelyk aan 1 is. So daar is die vergelyking eintlik. Ons het nou daai A-waarde daar gaan uitwerk. So wat ek gaan doen is, ek gaan die x en die y-waardes omruil om die inverse te kry. Die inverse lyk so. X is gelyk aan log 3y wanneer x nie, y groter of gelyk aan 1 is. So ek het oral gegaan in hierdie vergelyking, die x daar omgeruil met 'n y, die y daar omgeruil met 'n x en die x daar omgeruil met 'n y. Dis wanneer x en gelyk is aan y of 'n refleksie oor daai lyn plaasvind. En dan moet ek net weer dit skryf as 'n eksponent. So 3 tot die mag x is y wanneer y groter of gelyk aan 1 is. Dit wil sê die inverse se vergelyking is wanneer y gelyk is aan 3 tot die mag x en y moet altyd groter of gelyk aan 1 wees. So ek begin daar en dan teken ek hom so. Ek gaan nou vir jou vra hoe weet ons dit? Daar begin dit by 1. Kan jy sien dat die x en die y-waardes ruil net om? En nou gaan daai punt net omruil. Die y-waarde en die x-waarde ruil om, so dit raak nou 3 en 27. Kan jy sien daar, Johan, daai koördinate wat ek omgeruil het, né? Né? Ja, meneer. Okay, kyk gou daarna.
Okay, steek weer op die hand op as jy klaar is. Johan, ek gaan nie weet of jy klaar is nie. Right, voor ons nou oorgaan na die volgende gedeelte toe, wil ek net gou-gou enetjie op ons eie vir jou laat doen. So, ek gaan nou vir jou 'n grafiek gee. Kom ons gee hom so. Daar's hy. En sy naam is F. En daai koördinaat daar's 1 en hier het ons -3 en 8. So F van X is gelyk aan A tot die mag X. En ek wil by jou weet, wat is A se waarde? 2, geef my die vergelyking van F tot die mag -1 van X. En 3, teken F tot die mag -1 van X. Teken gou reg af. Dit is net basics. Kyk gou of jy dit reg kry. Skryf dit gou af. En dan gaan ons oor na parabole. Kom jy reg? Onthou om dit oor te skryf, dit is net makliker. Y is gelyk aan A tot die mag X. Happy? Okay, Johan, wat doen ons dan? Ons doen net eers nommer 1 saam. Dan kan jy nommer 2 daarna doen. Ons stel die punt -3 en 8 in, né? Ja. So 8 is y en A tot die mag -3. En dan kan jy net dit doen. Die -3 wortel van 8 is A. Ek dink ons kry half, né? Kry jy Ja. dit? Almal? Johan? Ja, meneer.
Okay, ek bly net almal kry dit. En dan die inverse. Nou ek het klaar die antwoord. Daai is 'n eksponent. So die inverse is 'n log, maar jy mag nie net dit skryf nie. Jy mag nie net skryf y is gelyk aan log half x nie. Alhoewel dit die regte antwoord is. Jy moet eers hierdie persvergelyking se x en y waardes gaan omruil. So hy was y is gelyk aan 'n half tot die mag x. So jy moet eers skryf x is gelyk aan 'n half tot die mag y en dan mag jy daai antwoord skryf want daar is 2 punte in. sien julle? Nou party ouens skryf dit so. F min 1x is gelyk aan log half x, maar dis dieselfde as y is gelyk aan. Jy kan enige van die antwoorde gee. En dan moet ons dit teken. Nou, daai is 'n dalende grafiek. So sy maatjie gaan net so lyk. Nou. Okay. Die x en die y waardes ruil om. So hierdie raak 8 en minus 3 en hierdie is die inverse. En dan moet jy ook so 'n stippellyn trek wat deur die oorsprong gaan en deur die snypunt van die twee grafieke gaan. En daai is y is gelyk aan x. Kyk gou daarna. Ek het hulle nou albei op een as 'n stelsel geteken, hè. Maar baie keer in die eksamen gaan jy mos nou een op die boek kry en dan gaan jy die ander net so hê. Verstaan jy, net daai net teken. Jy hoef nie albei te teken nie. Ek het nou net een as 'n stelsel gebruik vir albei. Lekker? Ja, maklik. Right, hand op as jy klaar is. Okay, is jy klaar, Johan? Ek kan nie hoor of jy klaar is nie, Johan. Of sien nie. O, daar's jou hand op. Thanks. Okay, nou moet jy baie mooi kyk. Ons gaan nou inverse grafieke saam met parabole doen. Maar dis actually uiters maklik. Nou kyk gou na hierdie parabool. Ek gaan net gou hierdie pinke vir jou highlight. Hierdie ene. Kyk nou na daai parabool. Dis 'n gewone graad 10 parabool. En hy's 'n smiley gesig. So hy lyk so, y is gelyk aan ax kwadraat. En in daai geval is a positief of groter as 0. Nou, julle onthou dit, nee, baie goed. Ek hoop so. So daar's hy's 'n smiley gesig en hy draai op die y-as. As sy inverse gedoen word, dan is dit 'n refleksie deur hierdie lyn y is gelyk aan x. En dan al wat hy doen is, hy flip net oor die kant toe. So daai twee sketse moet jy memoriseer of leer. Jy gaan hulle nou afteken. En dan kry ons ook 'n parabool. Y is gelyk aan a tot die ax kwadraat. En dan is hy 'n suidgesiggie. So dis wanneer a kleiner as 0 is, dan lyk jou grafiek so. Daar's hy. Suidgesiggie, hy gaan onder toe. En dan is hy inverse ook weer 'n 90 grade rotasie actually. So hy gaan in die rigting. Daardie. So jy moet daai twee leer. Die pinke is die gewone parabool en die bloue is sy inverse. So maak gou daai sketse en dan gaan ons nou hulle vergelykings kry. Dan vir jou wys hoe ons vergelykings kry. Easy peasy. Okay, albei is klaar? Janko? Max nou klaar. Okay, is reg.
Dis baie goed of baie belangrik dat jy die prentjies leer. Ja, ek is nou klaar. Okay, right. Hierso is 'n grafiek. Hierso is 'n Okay, so wat jy observeer, dis 'n gewone parabool, né? En hy's 'n sad gesiggie. So daai A-waarde daar, weet ek moet kleiner as 0 wees. Nou, so hulle vra vir my, gebruik 'n parabool en werk vir my A uit. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan sê die vergelyking lyk so. Y is gelyk aan ax kwadraat en dan ek weet dit is plus 0 want sy eiersnit is 0, maar ek hoef dit te skryf nie. En dan gaan ek die punt 3 en minus 18 invul. So minus 18 is my y-waarde en x is 3. 3 kwadraat is 9, ek deel dit weg, dan is minus 2 gelyk aan a. En daar is klaar. So, ek het gesien is 'n minusgetal, very happy, geweer is waar. En dan wil hulle die vergelyking van die inverse weet. Nou moet jy mooi kyk. Want jy het nog nie dit gedoen nie. Nou, wat ek gaan doen is, ek gaan net onthou dat my persgrafiek so lyk. Y is gelyk aan minus 2x kwadraat. En dan is sy inverse, f tot die mag min 1 staan vir inverse. X is gelyk aan minus 2y kwadraat. Ek ruil net die x en die y waardes om. En nou moet ek weer uit die onderwerp maak. So ek gaan hy minus 2 wegdeel, dan kry ek x gedeel deur minus 2 is y kwadraat, en dan vat ek plus minus die vierkantswortel van x op minus 2, en dis y. So ek het uit die onderwerp van die vergelyking gemaak, en daar's my grafiek, f tot die mag min 1, is dieselfde as y is gelyk aan plus minus die vierkantswortel van x op minus 2. En ek het geleer om hom te teken, hy roteer 90 grade, so hy gaan daardeur, gaan nou vir jou verduidelik, en daardeur, so hy moet daar kruis waar die stippellyn gaan, en daar in die oorsprong. En dan al wat jy doen is, jy ruil net die punte om, iets soos minus 18 en 3, kan jy sien daar, die 3 en die 18 het omgeruil na 'n minus 18 en 3, okay, en daar is 'n inverse. So ek het hom geteken ook. Nou daar is nie 'n vraag vir dit nie, maar ons kan vraag 3 maak en sê teken f tot die mag min 1 van x. Teken daai inverse. Daar is hy. Right, skryf graag af. Right. Goed. Okay, kyk gou mooi. Daar gee ek vir jou nou 'n grafiek. Sy naam is X of F. En as jy baie mooi kyk, daai kind of give it away. Dis 'n inverse grafiek. Sien julle dit? En dan wil hulle hê ek met die vergelyking van daai inverse kry. Nou ek weet dis 'n inverse wat reguit geval het. So die oorspronklike grafiek lê hierso iewers. Sien julle? Daar is die nie oorspronklik, daai is nou die inverse. Die een wat plat geval het of geval het word nou is nou die oorspronklike grafiek en sy inverse is nou daai ene. Maar voor ek dit kan doen, moet ek obviously die blou grafiek se A-waarde eers kry. Sien julle? Daar's hy. So werk eers daai blou grafiek se A-waarde uit en dan doen ons die inverse. Kyk jy gou ver jy op jou eie kan kom. Jy moet natuurlik die huiswerk in die handboek gaan doen oor die werk en die online toetsing.
Kom jy reg? Johan, kom jy reg? Jy moet natuurlik die punt 15 en vierkantswortel 5 gaan instel na die blou grafiek. Ja, meneer. Het ons weer. Okay, en toe kwadreer ons albei kante. Toe kry ons 5 is gelyk aan 15 op A. En dan 15 gedeel 3 is 5, so A is 3. Okay, maar dit help my niks. Dis nie die vraagie, maar nie niks nie. Ek het daai nodig. So die inverse is wanneer X en Y waardes omruil. So kyk gou mooi. Daai blou grafiek was mos nou dit. Y is gelyk aan plus minus die vierkantswortel van X op 3. So die inverse gaan X is gelyk aan plus minus die vierkantswortel van Y op 3 wees. Dan kwadreer ek albei kante en kry ek X kwadraat is Y op 3. Dan maal ek met 3 regdeur. Dan is 3X kwadraat gelyk aan Y. En daar's die vergelyking. Die inverse van X is gelyk aan 3X kwadraat, of jy kan skryf, die inverse is Y is gelyk aan 3X kwadraat. Albei daai is reg. En daar's hy, dis 'n smiley gesig. Fiks geraai. As jy verkeerd het. En dan gaan ek net gou 'n reguit lyn vir jou wys. Ek hoef net een reguit lyn vir jou te wys. Hulle is super maklik. En jy kry dit baie min in die eksamen, omdat dit uiters eenvoudig is. As jy klaar is, steek net jou hand op. Obviously, as jy nou toetse gaan doen en huiswerk gaan doen, dan gaan hulle probeer snaakse vrae vir jou vra in jou handboek. En dan kan jy altyd terugkom na my toe en sê, oom, hierdie een is kind of interessant. Dan sê ek, ja, dit is vrek interessant. Kom ons figure dit uit. Kom ons vat die beginsels wat ons geleer het, as jy sukkel. Okay, as jy klaar is, Johan, steek net jou hand op. Okay, right, kyk eens aan. Kom ons sê, hierdie grafiek se naam is F. Daar is 'n vergelyking. Y is gelyk aan 3x plus 6. Nou, dit is eenvoudig. So die eerste vraag is, wat is die inverse van x se vergelyking? Nou, daar's twee maniere om dit te doen. Jy moet nou baie moet kyk. Metode 1. Metode 1 nou almal van. Jy sê die inverse is wanneer die x en die y waardes omruil. Kom ons maak dit rooi. Is wanneer x gelyk is aan 3y plus 6. Nou gaan ek net weer y die onderwerp maak. X minus 6 is 3y, deel ek met 3. 'n derde x minus 2 is y. So die inverse is y is gelyk aan 'n derde x min 2. En dan gebruik hulle dit om die nuwe grafiek te teken. So my y-afsnit is nou min 2. Maar dit was voor die hand liggend, want kyk gou baie mooi. Die x en die y-waardes gaan net omruil. Daai x-afsnit gaan nou 'n y-afsnit word daar. En daai y-afsnit daar gaan 'n x-afsnit word daar. So beteken is ruil net die x en die y-waardes daarop om. Of jy kan nou sê, kom ons maak y 0 om die x-afsnit te kry. 0 is 'n derde x min 2. 2 is 'n derde x. Maal met 3. 6 is x. So daai is 6 daar. En dan vat ek my liniaal, dan trek ek 'n reguit lyn deur daai punte en deur die stippellyn. So as jy met die punte rondskuif, is dit nie lekker werkie. So die stippellyn is y is gelyk aan x en daar's my nuwe grafiek wat my inverse is. So hy is f tot die mag min 1. En as jy hierdie een kan doen, kan jy al die reguitlyne doen. Partykeer gaan net vir die grafiek gee, dan moet jy eers die vergelyking van die reguitlyn kry, maar jy is in graad 12, jy kan dit eenvoudig maklik doen. Okay, so jy belangrike werk wat jy het. Jy moet seker maak dat Johan, jy weet presies wat 'n taak wanneer moet ingegee is, né? En of jy dalk uitstel kan kry vir daai taak nommer 2, want as jy dit los vir donderdag en vrydag, ek kan jou nou sê,
Tensy jy op 'n manier daai werk al gesien het iewers, gaan jy sukkel. Want daai derde graadse funksies doen julle eers in die tweede kwartaal, einde tweede kwartaal, miskien derde kwartaal. Hoor jy? So ek weet nie hoekom hulle nou vir jou dit gee nie. Okay, ja. Right, so vind my net uit. En as jy regtig in big trouble is, dan kan ek jou op 'n manier help. Jy moet net sê. Dankie. Ja. Okay, so vind presies uit wat hulle vir jou gegee het. Okay, kyk hierso. Almal teken gou daai grafiek af, die pinke, en dan werk jy net so vir my vir vergelyking eers uit. So kry net eers vir my wat is F se vergelyking. Kry gou daai pink grafiek se vergelyking. Teken hom net gou af. Hy's baie maklik. Jy het 'n y-afsnit. Jy kan maklik die vergelyking kry. En dan doen ons gou die inverse saam. And where all my wonderful. Right, hand op as jy die grafiek se vergelyking gekry het. Ons gaan nou met die inverse werk. Ek soek net eers daai pink grafiek. Dis mx plus c. En c is verniet, is 5. So y is gelyk aan mx plus 5. En dan stel ek die punt 1 en 0 in. 0 is gelyk aan m maal 1 plus 5. M is min 5. So y is gelyk aan minus 5x plus 5. Huh? Right? En dan wil ek hê jy moet vir my die inverse se vergelyking kry en 'n teken. En jy het 2 minute. Dis baie maklik. Jy kan dit eers teken as jy wil en dan die vergelyking kry of net die x en y waardes omruil en die vergelyking kry. Okay, dankie het hom. Right, ek moet begin. Wat ek gaan doen is ek gaan die inverse se naam skryf en dan die x en die y waardes omruil. So dan is x minus 5 gelyk aan minus 5y, dan deel ek met minus 5.
kry ek minus 'n 5de x plus 1 is y. En daar is die vergelyking. So die y-afsnit is 1, maar dit is geweet want die x en die y-waardes ry om. En jy kan sommer sien die x-afsnit gaan 5 wees. En dan vat ek my liniaal en trek ek 'n reguit lyn daardeur. Nou ek wil hom net so wangle dat hy deur daai punt ook gaan daar. So nou sit ek my punt daar vir 5 en daar vir 1. En hierso is f tot die mag min 1. Sien julle hom? Maklik, né? So die lyne moet op die stippellyn ook kruis. So beteken ons trek eers die lyn en dan sit die punte in. Dis maklik. OK. Daar is 'n toetsie oor inverse funksies wat jy online moet doen vir my. OK. Ciao. Lekker dag. Onthou om terug te kom na my toe oor hy assignments, né? Ja, meneer. Alright. Goed gaan julle. Okay, bye, meneer. Baie.